vrienden en aanstellingen in de skole, dan is Zelda Massijn. Zij de vrolijk in de Vlaamse zin. Ons het geroep is het geantwoord. Ons beantwoord is geantwoord. Bestandsmede die leggen. Jullie is Zelda ook van Rusten en was heel erg lang in de gemeente voor 5 jaar geweest. Maar toen dat man had ik net gelopen. Zijn naam is Ramon, als het is daarin. Ons is dankbaar in de geloof. We zien het terug gebracht en ons al 10 minuten met de boodschap. De boodschap wat zij met ons al deel is helemaal waarom nog. So ik ga niet inzien in de gebed. Dan is het net in de boodschap. Maar het is al niemand zijn vader waar je aan de Zelda weg gaat vinden. Bij ons is het de kant op te krijgen. Dus willen dat eerst als zien. De boodschap van Louis als zien. Dat er vruchten van het leven bij ons zal worden. Allemaal de werk van het gebeuren. Dus wil ik alles in Jesus Christus naam. Amen. Goedemorgen. Wat een wonder dat ik voorraad om een pak zo met 18 minuten te gaan stappen. Het is opgewonden te zien wat de Heer gaat doen. Ik heb vorige gehoord om voor elke maand zo met mijn oor in bediening te wees. En in die proces van bediening dat mijn man ons moeilijk moet zeggen, ik ga geld voor de kinderweer. En ik loop in zijn bezigheid vast, maar ik weier om my te help. Hy sê ek moet eers saam met hom gaan koffie drink, voordat ek enigstens sal kyk na my kaart. So 3 maande later het ek jare geld nodig gehad, ek daar 700 kinders op, ons moet kos gee, en 'n jaar later is ons geklaar. Ons het 2 pragtige seuns, 7 en 9 jaar oud, Kyle en Renda, en dit is net vir my 'n absolute voorreg dat hulle my so ondersteun in my passie om die Here te kan doen. En ek hoop dat elkeen van julle vandag iets van Jesus sal kan sien. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, U is reeds hier. Here, ek wil bid dat deur die Heilige Gees ons sal rustig en kalm word. Here, dankie dat U die een is wat met 'n woord 'n storm kan stilmaak. En daarom bid ek na Heilige Gees dat elkeen wat sit met 'n storm in hulle hart of in hulle gedagtes, laat dit stil word. Here Jesus, ons vertrou U vir iets nuuts. Here Jesus, ons hou vas aan ons anker van geloof. En ons gee al die eer, en al die dankbaarheid, en al die lief wat U te doen. En in Jesus se naam. Amen. Nou, as ek jou moet vra, hoe sal jy jou afgelope jaar opsom? Wat is daar die een sin wat jy sou sê jou jaar beskryf? Ek het hierdie jaar begin met groot voornemens. En tog het die Here vir my 2 woorde kom gee. Dit was die woorde laat gaan.
Want hoe maak jy jou hande skielik net oop van goed waaraan jy gebou het, gedroom het voor, gebid het voor. Ons wil so graag vashou. En elke keer as hierdie goed waaraan ek so vashou het, 'n probleem bring, of omstandighede saam met dit bring, waarvoor ek nie gevra het, het ek antwoorde gaan soek op allerlei plekke. En hoeveel keer moes my man vir my gesê, moet net nie Google. So die een oggend pak ek die kinders se skooltasse en ek haal 'n prentjie uit. En dis die mooiste prentjie, dis kleurvol. Maar daar was een mannetjie wat ek glad nie verstaan nie. Hy het 'n vierkant kop, sy gesiggie lyk so, hy het amper nie eens bene nie. En ek skrik. Waar het ek as ouer nou as dit? En ek gaan Google. En daai ding wat my man my sê, moenie dit doen. En ek het alles anders die antwoord gaan soek by verskillende bronne, behalwe om by die bron die skepper van die kunswerk te gaan hoor, maar wat beteken hierdie prentjie? En uiteindelik toe ek by die bron van die kunswerk kom, by die skepper van die kunswerk wakker maak en vra, kan jy net vir my wat is hierdie? Toe is dit baie eenvoudig. O, is die een mannetjie waarmee ons speel in 'n speletjie. En hy lyk presies so. Hoeveel keer in ons lewe kyk ons na die kunswerk of 'n storie van ons lewe en ons gaan vra allerlei opinies en raad, maar ons kom nie by die bron van die een wat besig is om jou storie te skryf nie. Ons sukkel om by die Here uit te kom en te vra, Here, ek verstaan nie wat ek aangaan nie. En ons wil ander vra, waarom nog? Waarom moet hierdie goed nog met my gebeur? En elke keer as ons hierdie vra, gaan soek ons op allerlei ander plekke. Terwyl die antwoord lê by die een, Jesus Christus. Nou in Markus 5 is daar 'n man wat 'n Christus het, 'n dringende Christus. Dis 'n geleerde man, dis 'n man in die sinagoge, hy het autoriteit, hy het 'n groot titel, hy ken die skrif, hy is godsdienstig. Maar alles wat hy het van sy kant af en alles wat hy van sy kant af op die tafel kan neersit, gaan nie sy probleem oplos nie. Maar een mens, een persoon kan. En in
Dis dringend, dis 'n krisis, dis 'n probleem. En Jesus het saam met hom gegaan. Wat is daardie nood binne in jou? Daardie diep begeerte en gebed wat jy vashou, partykeer selfs al laat gaan. Vergeet dit van onderdruk het, want niks gebeur nie. Niks verander rondom jou situasie nie. Jy hoop so vir daardie weerloop, jy hoop so dat dinge gaan verander, jy hoop en jy glo, en op 'n dag weet jy nie meer wat se kant toe nie. Dis die dag waar die 180 grade draai belangrik is. Om nie meer vas te kyk in hierdie situasie nie, maar om vas te kyk in dit wat Jesus kan doen. Om vas te kyk in die Almagtige, want hy weet wat om te doen. Hierdie dringende situasie is tydsensitief. En in hierdie tydsensitiewe omstandighede moet Jairus skielik wag. Hy het gesien hoe sy wonderwerk besig is om nader te kom. Jesus het saam met hom begin loop en skielik en hy wag. Want daar kom 'n vrou van uit die skade uit om aan die soem van Jesus se klere te raak en sy word gesond. En Jesus staan by haar stil. En Jairus aan hierdie kant kan by homself dink, maar Here, verstaan nie dan die dringendheid van my krisis nie. Verstaan nie dat ek uitkant is nie. Verstaan nie dat U is my laaste hoop en bron nie. Maar Jesus staan stil by iemand wat hom net so nodig het. Jy sien die oomblik wat ons oorgee in Here se hand, is die oomblik wat ons tyd oorgee in die hand van die Here. Hy is die een wat tyd geskep het vir God. Hy hou tyd in sy hand vas. En dis nie dat Jesus Jairus verlos het in die oomblik nie. Hy is nog steeds in sy omtrek. Hy is by hom. Hy stap saam met hom na sy huis toe.
om die hele storie uit. En hulle raak rustig met die teenwoordigheid van hulle pa, want skielik sê hulle klaar vir hulle, maar ons weet hierdie. Ons gaan hier weer kom. So die oomblik wat die Iris hoor die woorde, waarom val jy op die leermeester lastig? Sien Jesus raak, dat twyfel wil begin losvat. Hy wil begin luister na hierdie stemme. En voordat hy voet op twyfel, gee Jesus grond geloof. Voed jou vrees met geloof. Laat dit jou wapen wees in die lewe. En Jesus sê voor, moet jou nie ontstaan, bly maar net glo. Moet jou nie ontstaan, bly maar net glo. En dit is iets wat ons net kan laat kry, as ons ons oor gevestig hou op Jesus Christus. Bly maar net glo. Hoe voed jy op die oomblik jou geloofslewe? Kom jy by die woord van God uit? Gaan sit jy by sy voete, val jy by hom neer en vra Here, vertel my, waarom nooit? En dan is hierdie woorde vir jou, moet nie ontstaan wees nie, bly maar net glo. Jesus gaan saam met jou wees, en hulle kom by sy huis aan. En interessant is dat Jesus net 'n sekere hoeveelheid mense kies om saam met hom in te beweeg. Wie is die kring om jou? Wie is die stemme om jou? Is dit mense wat saam met jou sal bid en saam met jou sal staan in geloof? Of is dit 'n klomp opinies, 'n klomp idees van die wêreld wat jou daaronder wil maak? Ons het nodig om selectiewe gehoor te hê. Om te sê, ek kies om te luister na die woorde van lewe, die woorde van Jesus Christus. Van dit wat vir ons dood is, en dit wat vir ons verby is vir hom 'n geleentheid vir 'n opstanding. Wat is daardie droom van jou? Wat is daardie jarelange gebed wat jy in jou hart dra en koester? Wat is daardie ding wat jy voel, waarom nog, Here? Waarom? En as jy terugkyk, dan lyk dit vir jou droom. Die hoop wat jy gehad het, dat daardie verhouding sal gered word. Die hoop dat jy gehad het, dat jy weer raak, al sal gebeur het. Waarom nog wag jy? Die antwoord, Jesus. Tyd is in sy hand. Jy het ook geen laat gaan. Jy rug is gedraai op die situasie, maar Jesus se aandag is ten volle daar. En hy veg gevat. En hy het reeds oorwinning behaal. Hou jou oor vestig op Jesus. En soos wat jy hier is, soos wat kan het, en sy probleem in die hande van Jesus sit. So kom Jesus, sy hande, na sy dogtertjie, Lazarus. En daar staan, Jesus het almal beveel uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie aan haar hand en hy sê, Talitha kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Die Here mooi jou hart. Maak jou hand oop, sodat hy jou aan jou hand kan vat.
en vir jou verwag sê, staan op. Staan op. Ek is nie klaar met jou. Die Here het nie een oomblik in die besig gewees en in die saamgetrol van mense vergeet van jou besig gewees. Jesus het presies geweet. Jesus het presies geweet. Hoe dringend, wat aangaan. En die mooie daarvan is dat Jesus hulle gerus stel. Hy het hulle gesê, sy is nie dood nie, sy slaap nie. En toe hy laat opstaan, gee hy 'n instruksie, gee haar iets om te eet. Die geneesheer is ook die een wat voorsien. Hy wil voorsien in jou dringende behoefte. Hy wil om genees dit wat nou by jou siek is, en die reg laat, en nie meer reg doen, door die probleem wat vir jou te groot is. Jesus het reeds gekom neem, en hy het reeds die verwikking gehad. Daarom staan, bly, maar net glo. Kom ons sluit ons oor. Here Jesus, dankie dat U elke wat sit op die naam ken. Here, U weet selfs hoeveel hare is op ons koppe. U weet hoeveel trane elkeen afgehuil het vir 'n situasie en omstandighede. En daarom wil ek Heilige Gees, mag elkeen vandag die woorde hoor, staan op. Here Jesus, mag ons U sien vir wie U is. Die een wat vir ons vat, die een wat by ons loop, die een wat by ons staan, die een wat in ons is en ons is. Here, dankie dat U in onmiddellike behoeftes voorsien. Here, ek bid vir vrede wat alle verstand te boven gaan. Here,